Daar sê julle, ek is so mal oor die name van ons jong klomp. Die groter kinders is die Bright Sparks en dan die kleintjies, ons juniortjies is die viervliegies en dan ons kleintjies wat moederskamer toe is, hulle is die gloeilampies. Dit is baie mooi. Julle nou maar goed, ons is by die tweede gedeelte van ons Meimaand reeks met die groot tema van kruis tot kroon, wat ons juis 'n bietjie kyk na die 40 dae wat Jesus hier op aarde was. So verlede week het ons gepraat oor die pad van oorwinning en dat die opstanding amper die sentrale gebeurtenis is in ons geloof, want dit het alles waar gemaak wat voorspel is. En vandag gaan ons spesifiek kyk na die tydperk tussen die opstanding en Jesus se hemelvaart, en dit is getiteld tussen twee wêrelde, en dit is nou 'n kriptiese naam, sodat jy eintlik, as jy die nuusbrief kry, maar eintlik moes kom om enigiets verder wys te word. En ons gaan vandag 'n bietjie gesels hoe ons selfs miskien lewe tussen twee wêrelde. Nou, om miskien 'n seker nog nie so briljante voorbeeld nie, maar as jy nou vir die eerste keer 'n huis koop, dan sit jy 'n aanbod in vir 'n huis, dit word goedgekeur, daar word 'n koopkontrak geteken, en dan moet die akte geregistreer word, en dit kan miskien so 2-3 maande vat, partykeer selfs langer. So, jy besit 'n nuwe woning, maar jy kan hom nog nie betrek nie. So jy's op pad soontoe. So jy's eintlik so tussen twee wêrelde. Die een wat jy nog nie kan betrek nie, en dan die een waarin jy tans is wat jy gaan verlaat. Nou op 'n manier was Jesus ook so tussen twee wêrelde in hierdie 40 dae. Hy was nie regtig maar weer, hy was op pad hemel toe, maar hy was nog nie daar nie en hy moes nog 'n klomp goeders doen. So ons gaan 'n bietjie kyk wat hierdie 40 dae beteken en waarmee hy besig was, want hy het nou nie maar net 40 dae leeg gelê en gewag vir hemelvaart nie. Hy was besig om, ek van amper sê, die aarde en dan vir al sy disippels voor te berei vir die nuwe era wat in die wêreld geskiedenis aangebreek het. So ek het twee skrifgedeeltes wat ek graag met ons wil deel. Die een is Handelinge 1 vers 1 tot 11 en dan ook Lukas 24, daarvan af vers 36. Maar kom ons begin eers met Handelinge. Let veral op na vers 3. Ek gaan nog al 'n bietjie stil staan by vers 3, wat een van die kruksgedeeltes is in hierdie gedeelte, boonbehalwe vers 8, wat baie bekend is. Lukas skrywe nou aan Theophilus, dan skryf hy die volgende: die eerste berig Theophilus, met ander woorde, die Lukas evangelie, het ek geskrywe oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Dis waarmee Jesus besig was. Terwyl hy met hulle saam geëet het, hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, en hierso sien ons weer eens, het hulle nog nie verstaan presies. Hulle het nog steeds 'n politieke Messias wat hulle van die Romeinse juk sou bevry verwag, want ou sien dit duidelik aan die vraag wat hulle vra hierso in vers 6. Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal natuurlik, ons baie bekende vers, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met
eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. En dan Lukas 24 vers 36 tot 49 sê die volgende: Terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan hy met self tussen hulle en sê vir hulle: Vrede vir julle. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle 'n gees sien, 'n spook sien. Maar hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete. Dit is ek self. Vat aan my en kyk. 'n Gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en voete. Omdat hulle dit van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê hy vir hulle: Het julle iets te ete hier? En hulle het vir hom 'n stuk geroosterde vis gegee. Hy het dit geneem en dit voor hulle geëet. Daarna het hy vir hulle gesê: Dit was my woorde wat ek tot julle gerig het toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan en vir hulle gesê: So staan daar geskryf dat Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan en dat in sy naam bekering tot die vergifnis van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Ek gaan so letterlik na so 'n paar tekste wys uit hierdie 2 gedeeltes wat ons half 'n prentjie gee van wat Jesus gedoen het en wat is die impak vir ons wat hierso altyd 2 millennium later is, 20 eeue later is. In Handelinge 1 vers 3 sien ons dat Jesus se verskyning na sy opstanding aan sy disippels. En dan sien ons daar dat oor 'n tydperk van 40 dae telkens aan hulle verskyn, met hulle gepraat oor die sake van die koninkryk en dat hy dit gedoen het deur talle tekens. Nou daai baie kentekens, die Griekse woord, en dit is wat belangrik is tekmerion, en dit beteken, dit is bewyse wat nie betwyfel kan word nie. Met ander woorde, met sy verskyning, hy het nie deure nodig gehad om in te gaan nie, het hy aan hulle verskyn, en deur baie sulke tekens, dit was net onweerlegbare bewyse, dat hy opgestaan het, en hy het dit aan daai disippels, en aan baie ander, telke male bewys. Ons sien dat die 40 dae, wat was die sinvolheid van die 40 dae van sy opstanding tot sy hemelvaart? Nou as 'n ou van die Ou Testament na die Nuwe Testament kyk, veral na die gebruik van die getal 40, dan sien ons die getal 40 was soveel keer gebruik in die Bybel vir tydjie geestelike toetsing, maar ook voorbereiding. Dink byvoorbeeld aan Moses op die berg, Elia se reis na Horeb, en natuurlik Jesus se tyd in die woestyn, elke keer 40 dae vir voorbereiding, en Jesus het hierdie 40 dae vir voorbereiding gebruik, ek wil amper sê vir die kosmiese era, wat aangebreek het na sy opstanding, want dit het die kosmos aangeraak. En dan sien hy, wat het hy gedoen? Hy het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. So Jesus het nie net sy identiteit kom bewys dat hy wel die opgestaande Here is nie, maar hy het ook vir hulle kom belangrike onderrig gee oor wat gebeur nou, wat hierdie nuwe era wat aangebreek het nadat hy opgestaan het, wat staan hulle nou te doen? As ons kyk na die aard, die tweede ding wat belangrik is, dan kyk, sien ons in Lukas 24 vers 36 tot 43, die aard van Jesus se opstanding, en hier kan ons al begin sien hoe dit reik na die tema van tussen die 2 wêrelde, want hy sê vir sy disippels, kom, hier is my hande en voete, kyk die gate, kom vat daaraan. So as ons daarna kyk, sien ons daai 4 dinge. Jesus se opgestaane liggaam was herkenbaar, sy hande en sy voete, die gate was sigbaar. Dit was tasbaar geweest, met ander woorde, hulle kon daaraan vat.
Dit was fisies werklik, met ander woorde, hy kon vis en heuningkoek eet. Dit was nie net iets geestelik nie. En tog was dit anderste. Die eerste 3 kenmerke is dit wat ons almal het, nie fisiese kenmerke. As ons seer kry, het ons ook 'n merk aan ons sien, maar die laaste een was wat dit anders te maak is, ten spyte van daai fisiese liggaam, het hy nie 'n deur nodig gehad om in te kom nie. Dis jy weet, as iemand nou hier voor ons verskyn, as Jesus nou hier verskyn, ek dink ons almal gaan ons boegelam skrik. Dit was hulle eerste reaksie gewees. Hulle het hulle morsdood geskrik, want hier is hulle in 'n geslote liggaam, hulle was so bang vir vervolging, so hulle was altyd seker dat alles was toegesluit, as hulle by mekaar gekom het. So hier sien ons al ietsie van tussen hierdie 2 wêrelde, in hierdie 40 dae waar Jesus in beweeg het. Hy was nog steeds op die aarde, maar hy het sekere kenmerke van sy verheerlikte liggaam getoon. En ek sit baie en wonder of dit nie vir ons miskien ook, so dis net 'n wonder, dis 'n vraagteken, of dit nie miskien ook vir ons 'n kykie gee na ons toekomstige verheerlikte liggame nie. Die Bybel sê nie so, ek wonder net daaroor, want hier was sy vlees en bloed gewees, en tog het hy nie deure nodig gehad nie. Ek het altyd gesê, ek weet nie hoe die hemel gaan wees, die venstertjies na die blik na die hemel is so anders haas, maar ek het, julle sal dit nou nie glo nie, maar ek is mal oor sci-fi. So ek het gedink, ek sal nou soos Captain Kirk, sal ek net die sterrestelsels 'n bietjie wil beheer en mooi agter dit kyk. En ek weet nie hoe julle dink oor die hiernamaals nie. Ek het geen idee hoe dit gaan wees nie, so jy ou wonder mos maar. Jy weet, ons weet van die strate van goud of wat ook al. Maar dit is, ons het nie, ek dink die Bybel wil vir ons sê, dis nie belangrik hoe dit daar gaan lyk, is belangrik dat jy daar gaan kom. En dis wat belangrik, en dit is belangrik. Dit help nie, jy het 'n idee hoe dit lyk, maar jy gaan nie daar kom nie. So ons moet weet hoe om daar te kom. Maar nou ja, so dis sommer net so 'n kantopmerkingkie oor, is dit miskien iets oor hoe ons verheerlikte liggaam eendag gaan lyk? En dan sien ons in Lukas 24 die onderrig wat Jesus kom gee het. En ons sien 'n belangrike ding, en ek dink dit is iets wat vandag nog, ek dink nie so nie, ek weet, dis iets wat vandag nog gebeur, want hy het hulle verstand geopen. Dit was 'n bonatuurlike gebeurtenis, dat hulle ewe skielik die skrifte uit die Ou Testament, die wet, die profete en die psalms kon verstaan, en waar dit skadubeeld is, wat eintlik vir gewys het na die Messias, dat hulle presies kon verstaan hoe Jesus dit vervul het. En julle, ek glo met my hele hart, dit gebeur vandag nog. En hoeveel van julle, en ek kan getuig dat hoeveel keer nie al miskien na 'n teks gelees het nie, en ewe skielik het jy net hierdie gloeilamp, hierdie lightbulb moment, en jy sê, nou verstaan ek dit. Hier, ek glo dis die Heilige Gees wat vandag nog in ons werk, om die skrif aan ons te openbaar. So, as ons kyk na wat Jesus vir hulle geleer het, hy vir hulle geleer oor die vervulling van die skrifte. Hy het hulle verstand geopen, hierdie bonatuurlike handeling, wat ek vandag nog glo gebeur. Die 3 dele wat ons vandag ken as die Ou Testament, is natuurlik die wet, die Torah, die profete, en natuurlik die psalms. En dan sien ons, die kern van Jesus se boodskap in Lukas is baie duidelik. Hy moes ly en hy moes sterwe. Hy moes opstaan, en vergewing in sy naam moet verkondig word. Die 4de ding wat ons sien wat belangrik was in hierdie 40 dae, is die opdrag aan die disippels. Nou skuif ons weer terug 'n bietjie Handelinge toe. Hy gee vir hulle 'n opdrag om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Dieselfde lees ons in Lukas 24. Hulle moes wag op die belofte van die Vader. En dis natuurlik die belofte van die Heilige Gees. En in hierdie reeks, in Mei maand, ons Mei maand se reeks van Kruis tot Kroon, gaan ons nie verskriklik fokus daarop nie, want Liesel doen 'n volledige Pinkster oor die Heilige Gees. Dis 'n reeks wat sy al in die COVID-tyd voorberei het, en ons kon dit nog nooit 'n geleentheid kry nie. So sy gaan daai hele ding oor die Heilige Gees. Ek wil vir julle sê, dit is 'n wonderlike reeks. Ek het al daarna gekyk. So moenie vir Pinkster mis nie. Maar daarom fokus ons nie te erg
op dit wat die Heilige Gees sy werking is nie. Ons wil nie ek wil amper sê haar reeks vooruitloop nie. So Jesus gee opdrag om nie dadelik tot aksie oor te gaan nie. Nou, wie van julle gaan so eerlik wees om my die volgende vraag te antwoord? Wie van julle is impulsiewe kopers? Steek julle hande op. Wie is impulsiewe kopers? Julle, ek dink in die regte omstandighede kan enige een van ons 'n impulsiewe koper wees. As ek nou in klerewinkels rondloop, is ek nie 'n impulsiewe koper nie, maar laat ek nou in 'n gunshop instap. Is daar min tye dat ek nie met ietsie daar uitstap nie. Ek voel net, ek kan nie instap en net met niks uitstap nie. Al moet ek nou die goedkoopste dingetjie daar soek. Selfs op, ek moet ook vir julle sê, ek shop ook op Temu. Want jy kan gangoetjies op Temu ook koop. So, want ek wil die spot, die bargains optel. Nou ja, so, ek wil amper sê, impulsiwiteit bring ons gewoonlik in groot moeilikheid en veral ons begroting, 'n verskriklike moeilikheid. Want jy het nie begroot daarvoor nie. Ek haal my hoed af vir mense, en is eintlik wat ons almal behoort te doen, dis wat al die begrotingsgurus en finansiële gurus sê. Spaar, totdat jy die regte hoeveelheid is en koop dan. Moenie jou kredietkaart uitmax nie. Moenie dadelik tot aksie oorgaan nie. Dis dieselfde opdrag wat Jesus vir sy disippels gaan. Hy het hulle nou die opdrag gegee oor wat hulle kan doen. Ek dink hulle was so vuur en vlam gewees. Nou moet ons die evangelie gaan verkondig en dan sê Jesus nee, moenie dit doen nie. Wag vir die belofte van die Vader, wag vir die Heilige Gees. En dit is so belangrik en dis waarom Handelinge 1:8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. Julle menslike krag is beperk. Menslike krag raak weg, raak gou moedeloos. En jy kan ook die wonderlikste dinge vir die Here doen, maar jy kan dit doen in jou eie krag. En weet julle wat gebeur? Daar is so 'n mooi woordjie wat ek nou weer Saterdagoggend gehoor het, jou fit loop uit. Jy's fitloos. Jy het nie meer krag om dit te doen nie, want jou krag is beperk. En daarom dat Jesus vir hulle sê, moenie tot aksie oorgaan en dan van jou eie krag, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan moedeloos raak, jy gaan dan voel jy faal, jy's 'n mislukking. Maar wag vir die belofte van die Vader, wag vir die krag van die Heilige Gees wat oor julle kom. Daardie krag is anderster as die Heilige Gees wat in ons woon. Die Heilige Gees wat in ons woon, wil ons ook kom toerus met sy krag. Ek glo Lisa gaan definitief praat oor die verskil van die Heilige Gees wat in jou woon en dan die Heilige Gees wat oor jou of op jou kom. Twee definitiewe verskillende dinge wat gebeur in die Bybel. Nou maar goed, so hulle moet wag sodat hulle getuies wees. Ons sien in hierdie gesprek in Handeling dat hulle dink nog steeds, hy gaan 'n politieke Messias wees, hy gaan die Romeinse ryk se juk kom afgooi. En dan rig Jesus hulle fokus met Handelinge 1:8. Weg van hulle eie situasie na die situasie van die wêreld. Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. En dan die laaste ding waarby ons kom in hierdie 40 dae is natuurlik die hemelvaart. In Handelinge 9:1 wat hy sien, hy word in 'n wolk van hulle af weggeneem. So die hemelvaart was 'n sigbare gebeurtenis. Dis nie iets wat ons aflei of wat ons oordink nie. Dit was hulle dit voor hulle oë sien gebeur. En is dit nie interessant nie? En kyk daai tweede stelling wat ek daar maak, dat die wolk herinner ons aan God se teenwoordigheid. Onthou julle toe die Israeliete in die woestyn geteken was, die wolkkolom in die nag en 'n vuurkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag gewees, wat die teenwoordigheid van God versinnebeeld het. En dit is my eintlik so pragtig dat amper sê dat God die Vader die teenwoordigheid van God het Jesus self kom haal. En dan kom bevestig die engele natuurlik. Hierdie Jesus wat julle so sien opvaar, het gaan net so weer terugkom. Julle nou tot hier toe
het ons nou die verhaal gehoor en wat belangrik is in hierdie verhaal. Maar wat beteken dit nou vir ons? Is daar vir ons 'n boodskap vandag oor hierdie tussen twee wêrelde tyd? En ek dink daar is nogal. Ek dink daar is 'n belangrike boodskap vir ons wat ons soms mis. Die eerste een is dat ons lewe ook in die spanning van tussen twee wêrelde. Ons lewe ook daarin. Die disippels het hulle letterlik tussen hierdie twee wêrelde bevind. Hulle was nog steeds in die fisiese in die fisiese wêreld, maar hulle behoort nou aan die koninkryk van God. Hulle is op pad en dis waar van ons. Ons lewe nog steeds in hierdie fisiese wêreld. Maar ons weet daar's 'n ander bestemming, die ewige lewe, die hemel. Ons is op pad daar. Ons ervaar al die voorsmaak van God se teenwoordigheid. Dis dit dat ons in 'n intieme verhouding met God kan staan. Maar ons ervaar nog nie die volheid daarvan nie. So ons is nog steeds besig terwyl ons hier op aarde is met ons aardse reis, met ons aardse lewe. Maar ons eintlike bestemming is hemel. Is die hemel. Ek onthou van 'n gesprek met 'n bejaarde lidmaat wat ek baie jare terug gehad het, wat half op die einde in die hospitaal op die einde van sy lewe was. Toe sê hy vir my die volgende, en dit het my in die voorbereiding van die preek aan nog iets laat dink. Sê vir my, Dominee, ek voel soos 'n reisiger tussen twee stasies. Ek het die een stasie al verlaat, hy weet hy is al op pad, hy's op pad einde toe. Maar ek is nog nie by my bestemming nie. En toe sê die volgende woorde, en weet jy wat? Dis reg so. Ek is nog nodig hier, maar ek kan nie wag om aan die ander kant by die volgende stasie uit te kom nie. En ek dink, wat 'n mooi beeld is dit nie om juis te beskryf tussen hierdie twee wêrelde nie. Maar dit het my nou laat dink aan onthou julle daai liedjie van Richard van der Westhuizen en Logner de Kok tussen stasies. Ja, en dat tussen treine is die, dink ek die titel, tussen treine, tussen stasies. Toe het ek dink ek, ja, dit gaan nou mooi inpas by hierdie preek. Maar toe pas die woorde nie mooi in by hierdie preekie. Maar dit het my dadelik die verhaal tussen die twee stasies het my daarin laat dink. Maar die vraag, en julle sal sien vir die volgende paar punte, het ek 'n vraag vir ons om te sê, maar as jy vir jouself moet sê, in watter wêreld leef jy die meeste? Is jy soms so vasgevang in hierdie huidige wêreld waarin ons lewe, dat jy vergeet van jou hemelse bestemming, dat dit eintlik nooit regtig deel van jou wêreld is nie? Of is jy so hemelsbewus, dat jy nie meer jou aardse verantwoordelikhede nakom nie? Ek sit altyd en dink aan 'n Engelse spreekwoord wat sê, he's so heavenly minded, he's of earthly no good. Is dit waar jy is? Want jy kry mense wat later dan heeltemal so, ek wil amper sê net in die hemel dink dat hulle is 'n nul op 'n kontrak hier op aarde. Terwyl ons hier is, het ons verseker nog 'n opdrag. En dis die opdrag waarmee die disippels gelos het. So, kom ons hoop dat niemand van ons vandag in hierdie gebou is so heavenly minded dat ons of earthly no good is nie. Ek dink die tweede ding wat belangrik is, en wat beteken dit is, die belangrikheid van God se tydsberekening. Julle, as ons eerlik is met mekaar, dan betwyfel ons baie keer, veral wanneer ons noodgebede opstuur en ons dink ons weet die beste hoe dit verhoor moet word. Dan stem ons nie altyd saam met God se tydsberekening nie. Ek het met Heinz se bloeding op die brein en sy skedel wat hulle afval en druk verlig het, dan dink ek terug. En ek dink dan terug aan een van ons vriendinne se seun Cornel, sal jy wat amper nou nie presies dieselfde ding gehad nie, maar sy brein het ook geswel. En dan dink ek, sien nou maar, hulle het sy brein, die skedel van sy kop afgehaal, die boop, en dan kon sy brein opgaan, en dan kon dit nie deur die breinstam afdruk, en so is dit die teksboek van hoe baie mense dood is, van 'n brein wat swel en nêrens heen kan gaan nie. Ek weet hoe baie vrae daar was, oor hoekom het God toegelaat dat dit gebeur, en ek gaan vandag, ons het al 'n paar keer mooi gepraat oor God se toelaatbare wil, wat soms vir ons hoegenaamd geen sin maak nie. Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Die ding is dat soms, as ons eerlik is, veral wanneer ons situasies nie mooi loop soos wat ons
dit sou wou gehad het nie, dan stem ons nie altyd saam met God se tydsberekening nie. En en julle weet, ons lewe in 'n kitswêreld. So ons wil kits oplossings vir alles hê. En soms sê, ek dink ek en Omenie het eendag die gesprek dat soms sê God, nee, nie nou nie, of soms later, of ja, en hy is soewerein. En ons wat hier so in die omstandighede vasgevang sit, sien nie altyd die groter prentjie nie. Ek sit altyd en dink, enige chef wat sy sout werd, sal vir jou sê, die geheim om 'n dis uitstekend voor te berei, is om te wag vir die regte tyd. Jy kan nie so vinniger laat kook deur die hitte hoër te draai nie, dan kan jy dit verbrand. 'n Goeie brood kan nie gemaak word sonder dat hy eers tyd gegee word om te rys nie. Wat wil ek op die ouende hieroor sê? Al dink ons en al stem ons nie altyd saam nie, is God se tydsberekening altyd perfek. So ons moet leer om God te vertrou, selfs wanneer sy keuse of sy tydskedule nie sin maak nie. Want as hy talm, dan is hy besig om iets voor te berei, soms in ons, om ons karakter voor te berei, soms berei ons voor vir dit wat kom. En vandag se vraag is daar iets waarvoor jy wag, iets wat jy wil sien gebeur op hierdie oomblik, iets wat nog nie gerealiseer het nie. Hoe gebruik jy hierdie wagtyd? Is dit 'n tyd van frustrasie vir jou? Want soms kan dit vir ou so voel, of is dit tyd vir voorbereiding? En ek wil hê dis die manier hoe ons kyk na die wagperiode soms in ons lewe is. Ons moet nie gefrustreerd wees nie, ons moet God vertrou, dat al maak dit nie sin nie, en al lyk dit amper asof sy tydsberekening verkeerd is, dat dit baie keer net 'n tyd van voorbereiding is. Die derde ding wat hierdie wagperiode, hierdie 40 dae, hierdie tussenin wêreld ons leer, is die belangrikheid van 'n getuienis. Jesus het gesê, julle sal my getuies wees. Ek dink daar is soms soveel miskonsepsies. Ons dink dat as ons vir die Here moet getuig, moet ons ander mense oortuig om ook volgelinge van Jesus te word. Dit is nie ons taak nie. Ons moet net vir ander mense kan vertel, getuig, eerstehandse getuienis kan gee oor God se goedheid in ons lewe. En ons het elkeen 'n storie om te vertel. Party het kragtdadige bekerings, ander kan momente in hulle lewe uithaal, iets waar die Here vir hulle iets duidelik gemaak het, maar ons het nodig om vir mense te vertel van die Here. Dis die opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Ons is geroep om getuies te wees. Nie van wat ons noodwendig fisies gesien het nie, want ons het nie Jesus fisies gesien nie, maar wat ons in ons lewens ervaar het met Jesus. 'n Getuie hoef nie alles uit te redeneer nie. 'n Getuie sê eenvoudig, dis wat ek gesien het, dis wat ek beleef het, dis wat ek ervaar het. En dan los jy dit daar. Wie doen die oortuigingswerk? Die Heilige Gees. Ons weet dit eintlik almal. Maar ons probeer tog mense baie oortuig. Ek stoei die afgelope tyd met ek dink ek het al veel vertel met 'n ateïs wat soekende is. En ek word gepeper, julle met die moeilikste vrae, want julle weet mos, die ateïste ken al die probleemtekste in die Bybel en op die ou einde dan sê ek, en ek dink ek frustreer die persoon baie keer en sê ek kan jou net vertel. Dis nie my probleem dat jy nie kan glo nie. Dis die Heilige Gees se probleem en ek los dit maar vir hom. Die wonder is die persoon het my nog nie onder die jack geskop en sê ek wil niks verder met jou te doen nie. Die persoon en ek is nog steeds in gesprek met mekaar, maar weet julle wat het my uitgedaag? Hoe belangrik dit vir my is om dit wat ek glo oor te kan getuig. Om jou storie te kan vertel. En dit dan daar te los, net jou storie te vertel en daar te los. Ek het nie 'n dag en 'n datum nie, so ek kan nie praat oor kragtadige bekering nie, maar ek kan oor 'n klomp ander goeders getuig wat die Here al in my lewe gedoen het. Hoe hy my lewe gered het, hoe hy my bewaar het van die dood op 'n paar gevalle. Dis al wat ek hoef te doen. En dan vertrou jy die Heilige Gees vir die oortuigingswerk.
So die vraag wat ek vir jou wil vra, is wat is jou getuienis? Het jy iets om te getuig? En as jy dink jy het nie, as jy 'n kind van die Here is, het jy iets om te getuig. Al sê jy net, ek is 'n kind van die Here, want dis waarvan die Heilige Gees my oortuig het. Dan het jy jou getuienis gegee. Dit is nie so moeilik nie. Die vierde ding wat belangrik is in hierdie tussen twee wêrelde waarin ons eintlik lewe, want ons lewe met 'n eindbestemming in 'n koopkontrak is klaar gefinaliseer, ons hemelse eiendom is in plek, is die troos van sy belofte, van sy wederkoms, die belofte wat hy gee. Die engele sê, hy gaan terugkom, presies soos julle hom sien gaan het. Jesus se wederkoms, sy hemelvaart was nie 'n vaarwel, was nie 'n totsiens nie. Ek weet hier is heelwat van julle, en ek kan julle sommer sien wat se kinders geëmigreer het na ander lande toe, Nieu-Seeland, Australië, Ierland, en ou se hart is leeg vir hulle. Want jy wil hulle graag naby jou hê, maar jy besef, dit is vir hulle beter om weg te gaan. En dan is daar weer kinders wat in Suid-Afrika bly, en is altyd makliker om hulle te sien, en vir hulle te gaan kuier. Maar 'n ou se hart mis hulle wat ver is. En tog is daar vir ons 'n ander belofte, want dit gaan nie ver bly nie, Jesus gaan nie ver bly nie. Jesus kom terug. En hy kom terug so seker soos wat hy opgevaar het na die hemel. En dis die ding wat ons moet weet. Jesus kom terug. Lewe jy asof Jesus terugkom, of lewe jy asof hy nooit gaan terugkom nie? En as hy terugkom, dan kom hy nie as 'n baba in 'n krib nie. Hy kom as die koning van die konings. Hy kom nie om weer te ly nie, hy kom om finaal te triomfeer. Hy kom nie in vernedering nie. Hy kom in verhoging, in heerlikheid. Hoe beïnvloed hierdie belofte van Jesus se wederkoms jou daaglikse lewe? So, ons tydperk van 40 dae tussen hierdie hemelvaart en wederkoms. 'n Klomp dinge gebeur in hierdie tyd. Ons word voorberei. En Paulus sê vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 5, maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. In hierdie 40 dae het Jesus hoeveel keer vir sy volgelinge die belofte van die Heilige Gees gegee. Ons lewe in die era waarin dit waar geword het. En dis waaroor Pinkster gaan, dat ons het die Heilige Gees in ons. Maar nou is die vraag, hoe floreer ek geestelik in hierdie lewe tussen twee wêrelde, dat ek is nog steeds op die aarde, ek het nog steeds 'n doel hier, maar ek weet ek is ook op pad hemel toe. Hoe floreer ek geestelik? En ek dink daar's 5 dinge wat belangrik is, oor hoe jy geestelik kan floreer. En julle, dis waar van ons geestelike lewe. Dis goed wat jy regtig waar, ek het by die tweede ene gaan ek vir julle sê, het ek 'n woordjie uitgelos, perspektief. Versterk jou hemelse perspektief. Julle, as ons nie tyd maak elke dag vir stilte en wag op God nie, hoe gaan jy geestelik floreer? Hoe gaan jy geestelik? Dit is onmoontlik. Om net op 'n Sondag kerk toe te kom is nie goed genoeg nie. Jy moet daagliks tyd met God spandeer en ook leer om stil te wees, om te leer om sy stem, die stem van die Heilige Gees te onderskei. Dit vat oefening, geestelike oefening. So maak tyd. Al begin jy deur net 10 minute soms net stil te sit en te sê, Here, praat met my. Hou 'n joernaal en dit wat opkom, skryf dit neer. En soos wat jy groei, sal jy al hoe meer besef, maar hierdie is nie my gedagte nie. Dit is wat van die Heilige Gees afkom. Maar as jy dit nie gaan oefen nie, gaan jy nooit geestelik groei nie. Gaan jy nie floreer nie. Julle weet mos, dis my gunsteling woord, is die woordjie floreer. Want dit sê net soveel meer as dit gaan goed. Dit gaan baie goed. Baie meer as baie goed. Die tweede ding is, dink ek, jy moet jou hemelse perspektief versterk. Hoe leef ek in hierdie wêreld? Die vraag wat jy self kan vra is, hoe leef ek in hierdie wêreld as 'n hemelse burger? Want ons is hemelse burgers.
Dit is ons eintlike tuiste. Laat dit enige keuse wat ek maak op hierdie aarde, laat dit enige van daai keuses beïnvloed. Die feit dat ek 'n hemelse burger is. En dan deel jou getuienis. Vertel jou storie, julle. Skryf dit neer as jy nie weet wat jou storie is nie. Vertel dit vir 'n vriend, deel dit met iemand. Onthou, dit wat jou getuienis uniek en kragtig maak, is nie net jou lewering daarvan nie. Dis die Heilige Gees wat dit kragtig maak. 4. Lewe met 'n verwagting. Vra die vraag, as Jesus vandag sal terugkeer, wat sal hy mee besig vind om te doen? En laat hierdie bewussyn jou prioriteitslys vorm. As Jesus nou moet terugkom, wat sal hy doen? Waarmee gaan jy besig wees? Gaan jy besig wees met goed wat die ewigheidswaarde het nie? Of gaan jy met jou lewe verskil maak in hierdie wêreld? En dan moet nooit, en dis die laaste punt, moet nooit 'n wagtydperk as frustrasie net sien nie. Ons is almal geneig, ek self is geneig om dit te doen. Ek is 'n swak wagter, julle. Ek kan nie in rye wag nie. As ek huwelik moet registreer by binnelandse sake, julle weet hoe gaan dit daar. Kyk, ek vat nou al boeke saam om te lees, terwyl ek moet wag om dit te doen. Want ek moet wag en ek wag nie goed nie. So ek gebruik my wagtyd produktief as die laaste punt. Ek vat 'n boek saam. Gebruik jou wagtye wanneer jy wag dat die Here iets nuuts in jou lewe moet doen of 'n nuwe situasie wat verander moet word. Gebruik daai wagtyd. Miskien moet jy 'n bietjie dieper delf in 'n boek, in 'n Bybelstudie, miskien 'n nuwe vaardigheid wat jy in 'n bediening kan gebruik. Maar dis ek dink 5 dinge wat ons kan doen sodat ons geestelik kan floreer, want ek en jy, en dis ek dink die punt wat ek wil maak, ons lewe tussen wêrelde. Ons lewe tussen 2 wêrelde. En ons het 'n opdrag om dit te doen. So, ons is geroep om die evangelie te versprei tot in die uithoeke van die aarde, Handelinge 1 vers 8, maar ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Ons moet eers wag, bid en ontvang die krag van die Heilige Gees. En ons gaan breedvoerig daaroor praat, oor hoe ontvang jy die krag van die Heilige Gees. Wat sê die Bybel daaroor in Pinkstertyd? En ek wil julle uitnooi, as jy voel, maar ek het nog nooit die krag van die Heilige Gees in my lewe beleef nie, moenie Pinkster mis nie. So, belangrikste vandag is, leef met die bewussyn dat jy tussen 2 wêrelde staan, met jou een voet in hierdie wêreld, maar met jou hart gerig op ewigheid. As jy dit doen, dan verstaan jy hoe floreer ons tussen 2 wêrelde. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is soms moeilik om te dink dat ons is hemelse burgers, dat ons lewe ook tussen 2 wêrelde. Tussen die fisiese wêreld waarin ons vasgevang is elke dag tot die wederkoms, maar ons het proe ook al om die wonderlike teenwoordigheid van die Gees in ons lewe te beleef, om die krag van die Heilige Gees tot ons beskikking te hê, dat ons nie sal gaan getuig sommer ons eie krag nie. Dit gaan ons fit heeltemal uithaal. Ons gaan ons fit verloor. Maar dat ons sal wag dat die Heilige Gees oor ons kom, sodat ons die getuies kan wees tussen hierdie 2 wêrelde en so oes wat eintlik ryp staan op die lande kan inbring. Here, soos altyd, mag elke mooi gedagte wat van my afkom vergete bly en mag elke geestelike beginsel wat die waarheid is in ons harte vasgemaak word. Tot eer van U naam kom vra ons dit. Amen. Nou ja, julle, kom ons staan, ontvang die seën van die Here. Ek dink daar is seker 'n bout of 2 in oonde oor hierdie plek. Sê maar net waar ek moet middagete kom eet, dan kom maak ek daar 'n draai. Maar mag ons 'n wonderlike Moedersdag hou. Iemand het vir my so 'n grappie gestuur wat ek gaan dit nou nie hierso kan vertel nie, van sê dat ons moet vir die vrouens sê, hulle moet hard werk gister, sodat hulle niks hoef te doen vandag nie. Toe nee wat, dis 'n bietjie seksisties, ek sal maar eerder hou by die brakpan grappies.
Julle, kom ons ontvang die seën van die Here. Kom ons gaan wees die Here se getuies. Kom ons gaan floreer in hierdie lewe waar ons lewe tussen twee wêrelde. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy wonderlike vrede gee. Amen.